Here se naam groot te maak. Amen. Woohoo! Let's go. Yes, we worship your name, Jesus. There's no other name like yours. Woo! Yes. Here we go. Woo! We praise your name, Jesus.
Haste to wait
your name. So God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome. One more time. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. We worship your name, Jesus. Glory to your name. Yes, we worship your name, Jesus. We worship your name. Awesome God. Hallelujah. Yes. Here U is 'n awesome God. Daar's nie ander woorde nie. U is 'n awesome God. Ons kan nie anders sing nie. Ons kan nie anders voel nie. U is awesome. Here, daar's nie eens 'n mooi Afrikaanse woord vir dit nie. U is net awesome. Binne in my borrel dit so. Ek voel soos die dag wat jy daar by die atletiekveld sit en jy sing 'n lekker lied vir jou span wat wen. Here, ek sing 'n lekker lied vir my God wat elke keer wen. Hy kan nie verloor nie. Dit is onmoontlik. Dis hoe awesome hy is. U is 'n awesome God. U het die sterre byeen geroep in die hand. Hulle in die lug geplaas en gesê, wees daar. Elke een op sy plek, sodat op hierdie aarde mense my kan loof. Want ek is God. Our God is an awesome God. En hy regeer. As jy gedink het die duiwel regeer, ek het nuus vir jou. As jy gedink het ouens soos Donald Trump en die Russe en wie ook al regeer, ek het nuus vir jou. God reigns. He is the awesome God. Kom ons sing dit net nog 'n keer. Van hom daar van die reins af. Verklaar dit, hy regeer. He reigns.
Ek wil net aangaan en aangaan en aangaan. Our God is an awesome God. Ek ervaar, Here, net nou in hierdie oomblik. Is daar twyfel wat in mense se harte is, uitgewis met hierdie woorde, hiereens. Jy het dalk gedink die bankbestuurder is in beheer? Wrong. God reigns. Jy het dalk gedink die siekte is in beheer? Wrong. God reigns. Jy het dalk gedink die omstandighede in jou huis is in beheer? Jy is verkeerd. God regeer. God regeer. Jy het gedink daai depressie is in beheer en dit regeer jou lewe? Jy is verkeerd. God regeer. Hy's in beheer. Hy's in beheer. And he's awesome. He's awesome. Dis ons God. Here, ons wil net vir u sê dankie. Dankie, dankie, dankie. Al die lof, al die ere aan u. Dankie, Here. U regeer, u is awesome. Dankie. Dankie, dankie. Kom ons gee net 'n lofoffer. Julle kan julle sitplekke neem. Ons gee lofoffer vir die Here. Halleluja. Prys die Here. Jo, our God is an awesome God. Ek weet nie partykeer of ons altyd besef wat ons sing nie. Ons sing want ons sing lekker. Maar weet jy wat? Ons sing want ons sing waar. Amen. Ons sing waar. Hy regeer. Hoe awesome. Hy is die Alfa en die Omega. Dis hoekom hy regeer. Hy is van die begin af in jou lewe. Hy is tot die einde toe. Hierso is dit die begin, die skepping, die voëls, die diere, die plante wat God gemaak het, lewe wat hy geskep het. Deur die lewe is daar nog steeds rotse en berge tussen in jou, maar van die begin af het God se woord geleef en het hy sy lig deurgedra en dit dra ons tot in die hemel in. Waar hy die Omega is. Dis waaroor hierdie tafel gaan. Hiereens. Daai kroon. En onthou jy nou, jy het aanvanklik ons gesê, nee, ons gaan nie die kroon opsit nie. We had to put the crown, because he reigns. Daar's net een koning. Yes. Net een koning. Dis ons koning God. Prys die Here. Baie, baie welkom hier. Baie dankie julle. Julle kan eers gaan sit. Dit was so lekker om weer die band hier te hê. Ja, baie dankie vir pastoor Jacques wat elke keer vir ons sulke awesome songs gebring het. Ons het regtig lekker geprys in worship. Dit is nie 'n teken vir julle om weer vakansie te vat nie, maar ons het regtig lekker geprys in worship. Die Here het regtig deur hom gewerk en vir ons sulke spesiale songs gebring. Maar is lekker om die bodies hierso te sien en daai ekstra klanke te hoor. Ek het hierdie gitaar gemis. Dit was lekker om dit weer daai klanke net te kry. Ja, die Here seën. Jy al gehoor van 'n waggebietjiebos? 'n Waggebietjiebos is 'n ou doringbossie wat 'n ou nogal in jou spoed kan stop, hoor. Okay. Hy kan 'n ou nogal in jou spoed stop. So my tema vir vandag is waggebietjie. Daar's so 'n tyd wanneer die lewe bietjie waggebietjiebossies in ons lewens gooi en dan vra ons onsself wat ons daarmee moet doen. Nou net eers gou die volgende slide asseblief. 'n Bekende komediant van die oosterse wêreld beland in die weste vir die eerste keer nadat die ystergordyn gesak is. En hy beland in die weste en hy word vir die eerste keer blootgestel aan die westerse manier van dinge doen. So eindig hy op 'n Larry King gesprek. En Larry King vra vir hom, wat is dit wat jou die meeste impres het hier in die weste? Hy sê, joh, julle vermoë om alles gejaag te doen. Alles is gejaag. Alles moet vinnig gebeur. Julle het tot kitsbanke. Alles moet vinnig gebeur. Daar's kitskos vir alles. Hy sê, en vir alles moet jy net 'n bietjie water by gooi, dan net jy dit. Hy sê, ek stap in die winkel in. Ek sien hier so lê oranje poeier. Gooi net 'n bietjie water by en ek het lemoensap. Daar so lê wit poeier. Gooi net 'n bietjie water by en ek het mashed potatoes. Daar so lê
breinpoeier, gooi net 'n bietjie water by en ek het sjokolade. Hy sê, maar toe ek die baba poeier sien, toe sê ek nie, hier stop ek. Ons is so gejaagd. Ons is so gejaag, ons soek al hierdie kids antwoorde. Ag Here, kom gooi maar net 'n bietjie van die water by. Dan het ek 'n kids antwoordjie. Kom klits my maar net so 'n bietjie op. Sondagoggend kom ons kerk toe net om 'n bietjie opgeklits te word. En dan dink ek het genoeg gekry. Hierdie kids oplossingkie. 'n kidsklits, ja, daarso, dis 'n mooi woord. Hierdie kidsklitsies wat ons vang op 'n Sondagoggend. En ek dink, Here, hierdie kidsklitsie gaan genoeg wees om my deur hierdie week te vat, sodat ek volgende week weer 'n kidsklitsie kan kry. Wie van julle was, nou gaan julle julle ouderdomme weggee, wie van julle het op die grensdiens gedoen? Ja, hier's 'n paar ou manne. OK. Ek het ook ongelukkig. Onthou julle daai sakkies mystery mixes wat jy kry. Kyk, jy gooi jou water in en dan bid jy, want geen mens weet wat se smaak uit daai pakkie uit gaan kom nie. Alles was kidskossies gewees. Daai Rat Packs van ons. En tussen al daai kidskossies deur was daar altyd 'n dog biscuit wat soos iets anders van die hond geproe het. Maar jy het daai dog biscuit gevat en jy het daai kids cheesy squeezy gevat en hom oor daai dog biscuit gesqueeze. En jy het jou kondensmelk squeezy oor hom gesqueeze. En jy het jou pickled fish bo op dit gesit en jy het daai shake van jou geskit en dit alles met een slag in jou mond gedruk. Kids ete. En dit het jou gevat vir die volgende patrollie. Daai kids houding is nog steeds by ons. Here, ek soek 'n antwoord en ek soek hom gister asseblief. Kan nie nog vandag wag nie. Vandag wil ek jou vat na die Waggebietjie bos toe. Volgende enetjie aantjie. Dit is 'n pragtige skildery van Jenny Boone oor 'n takkie van 'n Waggebietjie bos. Nou daai takkie, jy sal sien uit oral sulke doringkies. Dis die ding van 'n Waggebietjie bos. 'n Waggebietjie bos is een van daai bosse dat as jy eers in hom gehak het en jy begin struggle om los te kom, hoe meer jy struggle, hoe meer hak daar doringkies aan jou. Ek het al partykeer gedink, daai doringkies groei op daai oomblik. Hulle was nie nou daar nie, nou is hulle daar. En hoe meer jy probeer losruk en loswikkel, hoe meer kom hierdie dorings en sit aan jou vas en hoe vaster sit jy in dit. En al wat daai bos vir jou sê is, wag 'n bietjie. Wag 'n bietjie, nie so haastig raak nie. Die manier om los te kom, is jy staan rustig en een vir een maak jy los. Stadig en op jou tyd. Nou het ek al 'n paar keer in 'n Waggebietjie bos, mense daai bossies is verskriklik lief vir camo uniform. Nou loop ons daar in die bos op 'n patrollie en as jy jouself weer sien, dan is jy op hierdie posisie vasgevang in daai bos. Nee, kan nie roep vir hulp nie, ons is veronderstel om stil te wees. Soos wat my bediende sê, die karoriste gaan ons kom vang. So daar's geen karoriste nou nie. Nou staan jy so, nou moet jy begin om daai en net sodra jy dink, ek het nou genoeg losgemaak, ek gaan myself kan loswikkel. As jy weer wikkel, is daar 'n paar ander takke wat jy beet het. Vandag is God se woord vir jou. Wag 'n bietjie. Don't rush in where angels fear to tread. Wag 'n bietjie. My eerste skrif, is een van my gunsteling dele in die Bybel, is Jesaja 40. As jy jou Bybel hier het, maak hom saam met my oop. Jesaja 40. En ek lees daar vanaf vers 27. Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel? My weg is vir die Here verborge en my reg gaan by my God verby. Dis nogal 'n ding van 'n Waggebietjie bos ook. Kyk, as jy eers in daai bosie vasgevang is, min mense sien jou. Hulle almal hardloop by jou verby, want hulle het langs die bos verby gehardloop. Jy is die sakker wat binne in die bosie gevang is. Die res gaan verby. So, ek dink jy so, hy voel so, hy sê, my weg is vir die Here verborge, ek is toegedruk in 'n Waggebietjie bos.
En my reg gaan by my God verby. Hy kom nie eens agter dat ek nie saam met hom is nie. Maar hoor wat sê hy dan nou weer? Hy sê, weet jy dit nie? Het jy nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs. En dan kom hierdie belangrike vers. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. Wag 'n bietjie. Die wat bereid is om wanneer jy die lewe kom en hy gryp jou in hy wag 'n bietjie bos daar. Die wat bereid is om te sê, okay, wag, ek gaan nie op my eie kragte hier probeer losruk nie. Ek gaan wag op die Here. Dan kry jy nuwe krag. Ek het nuwe planne om hierdie getuienis te bring nie, maar ek voel ek wil hom nou bring. Ek het dit in die week in my dagstukkie ook geskryf. My broer lê onder in die Kaap, beleef 'n krisis. Hulle moet uit die huis uit waar hulle bly. Ons kan nie meer daar die huur betaal nie. Die plek waar hulle kerk huur, hulle moet daar uit. Die maatskappye wil nie meer 'n kerk in die gebou hê nie. En my broer is down and out, hulle weet nie waar om te gaan en wat om te doen nie. My broer het 'n punt bereik wat hy vir die Here gesê het, Here, ek kan niks meer nie. Julle ken my broer, hy het hier gepreek by ons, en hy gaan sit in Eiserfontein, hy pas sy seun se huis op, en hy gaan sit in Eiserfontein, en alles is toe onder die mis. As jy ooit in die Weskus was, daar is nie 'n mis digter as die mis in Weskus nie. Die mis in Weskus is so dig, dat soms mis jy die hele Weskus, want jy kan niks sien nie. Dis net mis. Hy sit daar, en hy kry homself baie jammer. Hy sê, ja, hier is dit nou. Ek wil op die strand sit, en ek kan nie eens die see sien nie, want dit is net mis. En iets sê vir hom, kyk op, en toe hy opkyk, reg bokant hom, trek die mis weg. 'n perfekte sirkel bokant hom, trek die mis weg, en hy kyk op en hy sien die helderste blou lig bo hom. Voordat hy het vir die Here gesê, Here, gee net vir my 'n teken, dat U nog omgee. En die volgende oomblik trek hy die mis weg. En hy sit en hy verlustig hom so, en hy sê, dankie Here, U gee om, en hy sit so vir 'n halfuurtjie daar, met hierdie helder kol bokant hom, digte mis reg rondom hom, hierdie helder kol bokant hom. Hy staan op, stap terug na die huis, en hy het so 'n paar tree gegee, en toe hy so omdraai, toe is alles weer toe onder die mis. Ek praat met hom Saterdag. Hulle het 'n nuwe gebou gekry vir die kerk, teen die helfte die prys, waarvoor hulle nou op die oomblik huur. Hy trek, my tannie het besluit, sy trek uit my huis uit. My broer trek Januarie, maar einde Januarie in my huis in, onder in die Kaap. Hulle trek van 'n 3 slaapkamer na 'n 4 slaapkamer huis toe, wat hulle niks gaan kos nie. My God, sê partykeer net vir jou, wag 'n bietjie in die mis. Wag 'n bietjie in die mis. Van die wat op my wag, gaan nuwe krag kry. Jy gaan opvaar met vleuels, soos arende, en jy gaan my heerlikheid sien. Ons moet net daai bietjie wag. Die vraag is, wat ek altyd vir my vra is, hoekom? Regtig, Here, hoekom moet ek nog wag? Waarom moet ek nog wag? Een van die redes hoekom jy moet wag, jou wagtydperk is baie keer 'n voorbereidingstydperk. Dink so daaraan, daai tyd wat jy daar so sit en wag. Okay, wie van julle het al by 'n tandarts gesit? Wie van julle daag lank voor die tyd by die tandarts op? Nee man, ons daag daarop, daai kort sekondetjies voor ek moet ingaan, en die nie dalk 'n paar sekondes laat nie. Nou ek is in die militêr geleer, jy daag 15 minute voor die tyd op. So ek daag by my tandarts 15 minute voor die tyd op. Dan begin ek al daai geluide hoor.
Dan pak ek al so koue sweet uit. En my hande sweet en alles. Teen die tyd wat ek instap, is daai geluide so gewoond aan my, ek hoor nie eens as daai geluide kom, wanneer die tandarts in my mond werk het. Want ek het 15 minute van voorbereiding gehad. OK, partykeer is hy voorbereiding nie lekker nie, en dan hardloop 'n ou weg, jy kry 'n rede oor hoekom jy moet uitgaan. Ek sê altyd in daai dan sit ek en bid, telefoon lui, maar dan is dit die oomblik wat niemand my wil bel nie. Hy telefoon is so dood soos 'n mossie. Maar voorbereidingstyd. Ek het al geleer om by die kerk 'n bietjie vroeër te wees. Om net te kom sit en stil raak. Voor te berei. Net hier, voorbereidingstyd. Wag 'n bietjie. Dawid moes 15 jaar wag, terwyl hy in die wildernis en tussen die vyande is. Hy moes vir 15 jaar wag, voor hy uiteindelik sy koningskap kon oorvat. Vir 15 jaar. Nou klink my 15 minute in die tandarts baie min. Vir 15 jaar. Dink net hoe lank moes Abraham gewag het. Abraham het sy wagtydperk uit 'n bietjie gaan interfereer, maar God het daardie wagtydperk gebruik om 'n bietjie Abraham se siel so 'n bietjie te snoei en te knip en vir hom te sê, Abraham, vertrou jy my? Ek het vir jou gesê jy gaan 'n kind kry. Hy het sy seun gekry. Die dag toe die Here vir Abraham sê, luister, jy gaan offer jou seun. Toe het Abraham nie meer gehuiwer nie, want sy lang voorbereiding het sy siel en sy vertroue gesnoei, sodat hy vertrou het in God. Toe God vir hom gesê het, gaan offer jou seun, toe vat hy sy seun en hy gaan offer hom. Want hy's deur die lang wagtydperk waarvoor hy moes gewag het. Hy's deur dit. Lazarus, ek wonder altyd, Here, hoekom moes Lazarus sterf? Ja, ek weet, hulle sê, sodat die wonderwerk kon gebeur, dat hy iemand uit die doodheid kom, maar baie ander mense uit die doodheid opgewek. Hoekom moes Lazarus sterf? Die Here gee vir my, ons ken nou ou liedjie, hy is nooit laat nie, wat hy sê, maar die Here is ook nooit vroeg nie. Hy gaan nie te gou vir jou gee wat sy plan vir jou is nie. Hy het die perfekte timing in hom. Daai 4 dae van Lazarus in die graf was 'n voorbereiding vir soveel mense. Dit was 'n voorbereiding vir sy susters. Dit was 'n voorbereiding, dink ek, selfs vir homself, om te sê, luister, daar's tye wanneer ek nie gaan aksie neem nie. Ek gaan wag tot op die regte tyd. Want hoe meer impressive kan dit wees om 'n ding wat al verrot en stink uit 'n graf uit te roep en hy stink nie meer nie. Van nêrens lees ons dat toe Lazarus daar uitkom met almal weggehardloop van die reuk nie. Wanneer jy wag, is God se tydsberekening so perfek, dat dit wat in jou lewe gestink het, gaan openbaar word, maar dit gaan nie meer stink nie. Hoor wat ek vir jou sê. Ek is so bly ek sien Johan steek sy hand op, want hy vat dit. Hoor wat ek vir jou sê, jy sit vasgevang in dinge van jou verlede, jy hou vas daaraan, en die Here sê vandag vir jou, wag op my, want hoe langer jy op my wag, hoe meer kan ek vir jou verseker, op my regte tyd, wanneer hierdie dinge openbaar word, gaan dit nie meer stink nie. Moenie in vrees leef nie. God se tyd is perfek. Gaan sit in daai wag 'n bietjie bos. Want dit is 'n tyd waar God jou wil voorberei. Dit is 'n tyd waar hy jou 'n bietjie wil snoei. Partykeer om uit daai bos uit te kom, moet jy 'n takkie of 2 partykeer afsny. Dis waar hy jou geloof en jou vertroue 'n bietjie wil snoei. Maar die beste van alles is, dit is waar hy wil seker maak, dat jy hom ten volle vertrou vir sy timing. His perfect timing. Maar wat doen ons? Ek is hastig. Here, ek wil dit doen en ek wil dit nou doen. Hier in die begin van 2026 is die boodskap, ons het verlede week gepraat oor begin. My boodskap is, wag.
Ja, begin. Maar wag. Wag dat God jou kan voorberei vir jou begin. Wag dat God jou siel kan snoei. Wag totdat dit God se tyd is. Here, maar hoe doen ek dit? Hoe wag ek? Psalm 27 vers 14. Jy sê, wag op die Here, wees sterk, laat jou hart sterk wees. Ek het 'n bietjie gaan loer in verskillende vertalings oor, wat is daardie, laat jou hart sterk wees, wat vertaal hulle dit? Hulle vertaal dit met woorde soos, get excited in your heart, give birth to the control and power of God in your heart. Dit was vir my een van die mooistes. Give birth to the power and control of God in your heart. Wag met 'n verwagting. Wag met die wete dat, okay, Here, hierso sit ek in hierdie wag 'n bietjie bos. Ek gaan 'n bietjie wag. Maar ek weet, ek gaan loskom. En ek weet, wanneer ek hier los is daar iets groters in store. Nie 'n groter bos nie. Groter blessings in store vir my. Wag met 'n verwagting in jou hart. Wag deur besig te bly. Jakobus 5 vers 7, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde. En hy het geduld daarmee, totdat hy die vroeë en die laat reëns dit ontvang het. Hy wag daarso, hy plant net en sê, oeps, het nou niks uitgekom en nou gaan ek maar iets anders probeer nie. Julle ken daar die storie van die landbouer wat besluit het hy wil 'n hoenderboer word. En hy, al sy oeste misluk elke keer met die plante, hy besluit hy gaan nou 'n hoenderboer word. Hy gaan koop vir hom 100 kuikentjies. 2 weke later is hy weer terug by die winkel en hy koop vir hom nog 100 kuikens. 2 weke later is hy weer terug en hy koop nog 100 kuikens. En die ou sê vir hom, luister die ou, hier is nou jou 3de stel kuikens. Jy het nou al 300 kuikens gekoop, maar jy het nog geen hoenderkos gekoop nie, jy het nog geen draad gekoop om hokke te bou nie, niks nie. Hy sê, nee man, daai vorige 2 batches wat ek gekoop het, was foutief. Ek het hulle almal in die grond geplant en water gegee en niks het gegroei nie. Okay. 'n landbouer is besig. Jy druk nie net jou hoop in die grond en hoop dit gaan groei nie. Jy kyk na wat is hierdie hoop wat God vir jou gegee het. Jy kyk na wat is die beste wat jy moet doen met hierdie hoop, totdat God se reëns kom. Wag met daardie hoop. Moenie hom in die grond druk en daarvan vergeet nie. Daai droom wat die Here al vir jou gegee het. Daai visioen wat die Here vir jou gegee het. En die visioen van ons op die skaatsbaan. So visioen wat die Here lank terug vir haar gegee het en die Here sê, dis my tyd. Julle is in die wag 'n bietjie bos, wag net nog 'n bietjie, want my tyd vir daardie visioen kom. Moenie vergeet van die drome wat die Here vir jou gegee het nie. Die landbouer hou dop en hy hou dop en as hy die eerste groen koppies sien kom, dan begin hy skoonmaak rondom dit en werk en hy wag vir daardie reëns om te val. Dis wat God van ons verwag. Bly besig terwyl jy wag. Hoe bly ek besig? Ek bly besig in God se woord. Bly besig in die kerk, ek bly besig met musiek, ek bly besig met die dinge wat die Here op my pad sit. Jy gaan sit nie net stil en sê, okay Here, hier sit ek nou in die wag 'n bietjie bos bring. Dis nie waaroor dit gaan nie. Maar die ander ding van 'n wag 'n bietjie bos, as jy net bly sit in daardie wag 'n bietjie bos, en nie besig raak nie, niks doen nie, dan gaan jy ook net daar bly. Begin besig raak met die God wat dit vir jou sê, wat jy moet doen. En laastens, raak besig saam met ander. Raak besig saam met ander. Handelinge 1 vers 14. Die Here het nie vir die disippels gesê, gaan elkeen van julle en gaan sonder julle af, iewers op julle eie plekkies en wees alleen nie. Hy het gesê, gaan julle almal saam en gaan sonder af en wag 'n bietjie op my. Julle kan nie verstaan hoe belangrik
is hierdie byeenkomste nie. Julle kan nie verstaan hoe belangrik is die byeenkoms daar vir wanneer ons daar agter in die bidkamer bid nie. Hoe belangrik is dit Dinsdagoggend biduur hierso nie. Hoe belangrik is ons gebedstyd by die huise. Daai gebedstyd by die huis beteken nie julle elkeen sit elkeen in sy eie klein hoekie en bid nie. Dit beteken julle as 'n gesin kom by mekaar en wag op die Here saam. Want in hy wag 'n bietjie bos is daar dorings wat agter in jou rug vasgehaak het. En jy gaan hulle nie loskry nie. Jy het iemand nodig om jou te help. En daarvoor stuur God sy gelowiges op jou pad. Om jou te help om daai dorings los te maak. God se wag 'n bietjie bos. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop, hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. Maar jy moet net bereid wees om 'n bietjie op die Here te wag. Wag net 'n bietjie. Dit is elke sekonde se wagwerk. Moenie oorhaastig optree nie. Moenie oorhaastig besluite neem nie. Wag 'n bietjie. Terwyl jy wag, wees besig met God se woord. Wees besig om die doringkies los te maak wat jy kan sien wat vir jou 'n probleem is. Kry mense om saam met jou te help om die doringkies agteruit jou rug uit vir jou te haal. Wag 'n bietjie op God. Hy sal vir jou deurbraak gee. Kom ons bid saam. Here, ek bid dat terwyl ons hierdie nagmaal gaan doen, ons elkeen net 'n bietjie tyd sal vat. Bietjie sal wag saam met U. En ons sal verlustig in die tyd saam met U. Ek bid, Here, dat U elkeen van ons gaan rustiger maak. Ons wat dalk al klaar vassit binne in hierdie bos. Here, dat U ons gaan help. Dat ons net sal ophou spartel, ophou spook, ophou beklei. Net stil sal raak. En sal wag dat U ons doringkies losmaak. Dat U mense stuur om ons te help om ons doringkies los te maak. Here, ons wag. Ons wag op U. Amen. Pastoor Pieter, laat ons op die Here wag met die nagmaal asseblief.